Luister vir my, julle gaan mooi speel. As jy voel help, dan kyk dit, oké. Jy weet dit nie. So jy is baie welkom. Ja, luister met hulle vier. Goeiemôre, baie welkom by ons. Ons is wat? Opgewonde. Why? Because the tomb is empty. The tomb is empty. He's risen. He's risen. He's risen. Kyk op jou kruisie wat jy dra. Jy sien hy's kaal. Daar's nie 'n mannetjie op nie. Why? Because he's risen. Okay, right. Victory song. Kom ons sing hom lekker saam. Good morning to everybody. Daar's hy. Sing die glory, sing die almag van die Heer, die allerhoogste wat die liefde oor sy koninkryk regeer. Ek beloof aan die einde op die wolke voor my weer. Hy is koning, hy regeer. Wat vir altyd sal bly staan, sy beskerm elke mens met hem geloof na hom toe gaan. Hy is ons heilig, hy is ons hy die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Praise him, hallelujah. Praise him, hallelujah. Hy is die rots wat ewig staan. Heel trouwe het jou hande na voor, laat maar syne slaan op tromme en kom dans. Kom lewe nieuwe binnen, aan sy woord waarin ons woord, aan sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n handklap. Kry die prys. Kom lekker. Een Victor, sy naam is Jesus. Weet jy, nobody else ever in life can save you. Daar is twee dode. There are two deaths. The one is a physical one. Vanity, all is vanity. And there is a spiritual death. Nou vir ek en jy en vir ons en vir die mense, to bypass the spiritual death, the door, the way, the truth, the life, is through Jesus. There is no other way. So it's either you live forever in the kingdom of God, or you will suffer forever in hell. I said that yesterday. It's either or, you decide. Jy besluit, waar wil jy gaan? Right. Ons is, kom ons gee vir julle nog 'n ander klap van jong. Kan jy dink? Hoe moes dit daai tyd gewees het? Everybody waited for the Messiah and now the Messiah is dead. They killed him, but they did not understand. Hulle het nie verstaan hoe gaan dit werk nie. Hoe gaan dit werk? En nou al sy profesieë wat hy gegee het en sy vergelykings en al die parables, they still did not understand. Why?
because of disbelief. Hardened hearts. Maar baie redes, soos vandag. Like in today's world, it's the same. Nothing is new. Hulle het nie geglo nie. Hulle wou sien om te glo. To see is not faith. Seeing is not belief. Kom ons sing nog 'n liedjie. Wat gaan ons lekker sing? Thou art Lord. Why is he Lord? For he's risen. Why is he Lord? Hy het gekonker. Hy het oorgegaan. Hy het dood. 23. Wat 'n boek? Selfe boek. 29. 29. For he is Lord. Let's make our prayer this way. Sing saam lekker. Nog een liedjie. Nog een liedjie. Kom ons loof die Here. Nog een liedjie. Ja, gaan ons saam bid. Wat ons sing? Wat van hy is hier 46? 46. 46. 46. 46. Here, op hierdie pragtige dag waar ons het nie woorde nie. There are no words to thank you. There are no words to thank you. Ons kan nie dankie sê nie, want we are sinners. Dat U, Psalm 8 sê,
What is man? Wat is die mens dat U hom so lief het? What is man that You love us so? Wat is die mens? Here, vir hierdie dag, op hierdie Sondag, waar ons kom om dankie te sê en te kom fees vier om te sê, Here, ons wil U ken. God, we want to follow You, Jesus. Help us. Help us. Maak ons sterk genoeg. Give us enough spiritual maturity, Here, to listen to Thy word and then to follow Thy word. Party van ons is nog babetjies in die skoene van Christendom. Ons drink nog melk, Here, U woord sê so. Ander are more advanced. Maar laat ons nooit come to a place waar ons sal sê, I have exalted myself to a point, ek is nou die een. Maybe stay humble. Mag ons hier die dag bly by die voete van ons Jesus. Today we honor You for the sacrifice. Maar ons is so dankbaar, Here, for You are the victory to eternal life. Ons loof U daarvoor. In U wonderlike naam. Amen. Dankie, ek sit maar. Ek het julle gevra vanoggend. Today is a prophetic day. It's a profetiese dag. Ek gaan vir jou 'n paar goedjies voorhou. En ek wil hê jy moet dink. You remember Jesus paid the price for our sins. Maar in ons lewens, as we have journeyed along, of jy 10 jaar oud is, of 80 jaar, it doesn't matter age. As we've journeyed, there are things in our lives that might not be 100%. Ja, for human to be 100%, dit kan nie 100% wees nie, but we can strive towards it, we can try. We can lean against the wind. Maar ek wil vir jou volgende uitnooi. Daar op die grond het ek 'n kruis neergesit. En daar's 'n hamer en spykers. But don't do it because you think you also want to do it. Ek wil jou uitnooi. Ek gaan nie sê kom nou almal kom en kap 'n spyker teen die plank nie. Nee. Ek wil jou vra volgende. If there's anything in your life that is still between you and Christ, jy het die Here aangeneem and you are saved and you are baptized and whatever it is, maar jy weet waar jy is vandag. This moment, right now, just now, at this point. As ons aangaan, net so. Ek gaan nie, as jy, nobody's going to laugh at you, nobody's going to say nothing. Dink aan jouself. Miskien is daar ietsie wat jou weghou, om te sê, Here, vandag is ek hierso, vat my lewe. Maak my 'n beter mens. Vat my hart. Change me. Miskien is daar, maybe you've journeyed with God for many years. Miskien stap jy, maar daar is hierdie dingetjie. Nog 'n stukkie. Nog 'n stukkie vir my. Nou dan nooi ek jou uit. Staan op, kom na vore toe. Dis nie 'n joke nie. En dan kniel jy daar. Nobody's going to laugh at you. En dan vat jy daar 'n spyker en 'n hamer. And you give that thing to Christ. En jy kap hom aan daai hout vas. En as jy daar opstaan, you leave it there. The cross at the feet of Jesus. Okay. Hier op my hart gelê het. Say anything. There's anything. Nou luister mooi, kom ons praat gou oor die opstanding. En laat na die Sabbat, toe die begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena, ek is in Matteus 28. En ander Maria, om na die graf te gaan kyk. So hulle kom by die graf, they run to the grave, want die graf is toe, nee. En daar kom 'n groot aardbewing, the whole place shakes. 'n Aardbewing. Jerusalem het nie geskit nie, die aarde het geskit. In my life, when after I accepted Christ en my gered het van my sonde en ek werk nog daaraan en ek maak baie foute, as ek so deur die land ry met werk,
En ek sien hierdie berge en kraters en sê, wow, this must have happened. This must have happened with the crucified Christ. Dit moes gebeur daar, want hy sê die aarde, hy sê nie Jerusalem nie, hy sê nie Golgotha nie, hy sê die aarde, sê die woord van die Here. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Daardie steen, that stone, that round one, weighs a ton. Dis wat hulle rekening was. En dat 'n engel kom en hom weggerol. Jy moet onthou, die Jode het, die priesters het gegaan na Pontius Pilatus gesê, hoor is ons soek 'n guard, ons soek soldate daar, hulle moet daai gat oppas. Hulle het hom geseël. So niemand kon hom gaan vat het nie. Want as jy die verhaal bestudeer, as jy sien hoe daai ding gebeur, hoe hardloop daai soldate weg. En sy gedaante was soos weerlig, die engel. En sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Don't be afraid, you're looking for Jesus who has been crucified. And it was. Hy is nie hier nie. He's not in the grave anymore, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Het hulle het ingegaan. Wat het hulle binne gekry? Nothing. Wat het hulle binne gekry? Kom ons kyk. En toe sê hy vir hulle, binne het hulle gekry die doodsteek, die kop wat op sy kop was opgevou. En het daar gelê. En hulle die foto's gewys. Hy was daar nie. En hulle het gaan haastig, sê die engel vir daai twee vrouens, gaan sê vir sy disippels, go tell them, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit, na Galilea. Hy het opgestaan. He is the first fruit from the dead. Niemand anders nie. Ek en jy die oggend die geleentheid, om op te staan uit ons doodse lewe waarin ons lewe in die huidige situasie. You are alive but you dead. Because we are still serving Satan in the things we do. We are still in sin. Ons is in sonde besig met ietsie. The Son of God crucified. En hulle het haastig weggegaan. Kan jy probeer dink hoe daai vrouens gevoel? Hierdie was wat by die kruis was, they saw how they killed him. En nou is hy weg. Terwyl hulle op weg was, om dit vir die disippels te vertel, kom Jesus hulle weer eens toe en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. Ek vra jou weer, if there's something in your life, miskien is dit jou eie ek vanoggend, miskien is dit jou eie wil om te sê nee. Wanneer gaan jy reg wees? Wanneer gaan jy reg wees to follow Christ? Volgende week? What if you don't reach next week? What if I don't reach next week? What if you? What if? The only certainty in this is Christ. Daar is niks anders dan wat 'n pertinente feit is nie, is net Jesus. Ek en jy het geen garantie waaroor ons 'n halfuur gaan wees nie, oor 10 jaar of 100 jaar nie. Enigste garantie in Christ, I'm a new creation. In Christus is ek 'n nuwe mens en ek doen nuwe goed wat Christus sê. En nie wat die wêreld sê nie. Nie wat die wêreld sê nie. En terwyl hy op weg was, dit was amazing geweest. Terwyl hy op weg was, om sy disippels te gaan vertel, sê die Here Jesus vir hulle, wees gegroet. Ja. En Jesus sê vir hulle, listen to this.
moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Do not fear. Hoe is dit moontlik? Not to be afraid. So you have faith in Christ. Because in Christ, I can do all things in Christ. I can do all things in Christ, through Christ. Gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Bless you. Ek wil 'n goue storie vertel. Die manne gaan uit om te gaan visvang na hierdie hele event. Nou is hulle net 11, né? Judas het homself gaan oppas. Hy het opgebars en die wêreld het hom gevreet. Because he realized his sin. Hy het ervaar dat hy het Jesus verloor. En toe besef hy wat hy gedoen het. En toe gaan hy terug na die priester toe en die 30 sikkel silwer teruggee. Hy sê ek het 'n fout gemaak en hulle vat die geld en sê vir hom, sien jy hom kom klaar. En hy gaan toe en hy hang homself op. Committed suicide. Hy het opgebars, gaan lees wat die Bybel sê, en hy het opgebars en die wurms het hom gevreet. Toe gaan daai priesters, hulle koop daai grond en tot vandag toe, hy kon dit bloedgrond, wat met die geld gekoop is, waar Judas homself opgehaal het. Hulle is 11 op die boot, hulle gaan vang vis. Hulle vang die hele dag vis. Vang niks. Dis nou vis. Want hulle weet nie, die Here is dood, hy Messias, niks, alles is deur mekaar. So hulle gaan terug na wat hulle ken. Guys, we all go back to what we know. Want ons dink ons is veilig daar. En toe sien hulle iemand op die kant staan, by die see van Galilea. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant. Gooi die net aan die ander kant. En hulle skree terug, maar ons vang al die hele nag vis, en hier is geen vis nie. Hy sê, gooi die net aan die ander kant. En hulle sê, ons sal maar een keer probeer, en hulle gooi die net aan die ander kant. En hulle trek die net uit, en die net is so swaar, dat hy amper die bootjie sink. En hulle tel die visse, en in die boot tel hulle 185, 185 fish. You know what 185 means? In die tyd van daardie taal, wat hulle gepraat het, 185 means, I am God. That's what it means. God stands on the shore, en sê, gooi die net aan die ander kant. En hulle vang 'n boot vol visse, en toe hulle op die shore kom, toe sien hulle dis Jesus, en hulle sien die vis op die kole. Waar het hy 'n vis gekry? Ek wonder of hy 'n visstok gehad het, maar hulle sien dit. Hy sê volgens vir jou, gooi jou net aan die ander kant. Walk away from this world. Trust me, Jesus says, for he is risen, for he is God. He is God. Maar ek wil saam jou lees, en ek wil jy met hierdie versie onthou, in Hebreërs 6. Dit is baie maklik om te onthou. Hebreërs 6. Vers 6. En afvallig geword het, om die weer tot bekering en vernuwing, omdat hulle ten opsigte van hulself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Ek het jou gevra, as jy iets op jou hart het, kom gee dit vir die Here, dit wat tussen jou en die Here staan. Dit is jou kans, weer eens gee die Here kans vanoggend. Weer eens gee die Here kans vanoggend. Want ons lees ook in die woord van die Here, in Matteus 12. Hoor mooi. Matthew 12.
Sê die Here, vers 31. Daarom sê ek vir julle elkeen, elke sonde, elke lastering, sal die mense vergewe word. Hoor mooi, maar die lastering teen die Gees sal mense nie vergewe word nie. What is the meaning of that? If you sin against the Holy Spirit, you cannot be forgiven. En mense verstaan dit nie. Why? Because the Holy Spirit is our comforter. Holy Spirit is the voice of God. En hy kom sê volgens vir jou, daai ding wat jy doen is nie reg en ek oor van die Here nie, dan sê jy vir hom, gaan weg. Dis al wat dit beteken. You shun God. Shun beteken om weg te stap. So die Holy Spirit sê vir jou volgens, daardie ding is nie okay met die Here nie. En wat jy doen is, jy sê, man, ek gaan dit doen. Ek is nog nie reg nie. So hy convicts you. Baie keer dan sê ons, iets sê vir my. Have you ever said, something told me, is it a something? The Holy Spirit is a human being, it came down to this earth to become like us, to talk to us in the Spirit. It's not something told me, nie? It's a being. It's the voice of God himself. So hy sê vir jou, so as jy dit wegstaan, as hy vir jou sê, dis nou tyd, wat jou lewe draai, and you don't do that, you have shunned him. Hy sê dit 3 keer in die Bybel vir ons. As jy die Heilige Gees wegwys, wat moet die Here doen? Kan jy nie vergewe word? Jy kan nie. Maar dan sê hy vir ons, weer eens, Matteus 12 vers 45 sê hy vir ons, van die mense, van die geliefdes, they have accepted Christ. Hulle lewe reg, en dan begin hulle verander weer in die wêreld, en die Here gebruik hierdie parabel, hy sê, dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self. En hy bring dit saam met hom, en hulle kom woon binne in jou. Met ander woorde, daar was 'n tyd miskien in ons lewens wat ons reg gelewe het. But then we start turning to the world again. Dan draai ons terug na die wêreld. En dit wat eerste was, gaan baie slegter met jou wees. Want daar die slegte goed kom terug. God, Jesus says 7 times worse. Hy bring 7 geeste saam met hom. Met ander woorde, jou volgende toestand. Party mense glo, once saved, always saved. Moenie vir jouself lieg nie. You can backslide. Jy kan teruggly. You can, it's possible. If you move outside of the will of God, you are going to backslide. Your backsliding shall reprove you, God says. Hy sal jou weer, jy sal moet terugkom. En dit gaan moeiliker wees the second time. Want daar is baie erger dinge. Baie erger dinge. Daar was 'n vrou, sy het geglo, sy volg die Here reg. Sy het 3 kinders, getroud. En toe kom sy eendag op 'n punt. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Sy het nog 'n I Love Jesus weekie gehad op haar kop. En iets het in haar lewe gebeur wat sy nie kon, she couldn't handle it, en sy vat die weekie so. En sy sê, hierdie is a lot of nonsense, en sy gooi die hoed so. And as time goes by, alles het verander. Alles het verander. Alles het verander. Haar dogter het totaal vervalle gegaan. Totaal. 'n Dogter wat so te sê doof was. Die Here het haar aangeraak. Sy kon hoor. Alles het totaal gedraai in haar journey. Deur die ma se optrede daarna. Die jongste seun het verslaaf geraak aan dwelms. Wat doen 'n mens in so 'n geval? You blame God. Turn to God. Now you blame God, because that is what happens. They blame God for now all the things that happens in my life. Alles val uit mekaar uit, Here. But you forgot, jy het vergeet. You said this is nonsense. Dit het sy vergeet. Maar nou gee sy die Here die skuld. Hou se seer wat briljant was. Briljant.
skop sy koerier by die deur uit. En alles val uit mekaar uit. Alles val uit mekaar. Sy verloor haar werk. Sy verloor haar werk. En hoe is sy bly? Sy bly bly. Oor een dingetjie in jou lewe, sê ek vandag vir jou, ek sê vir myself, praat met myself, when these little things happen, they are little in the eyes of God, vir ons is big, is groot, is massief, is 'n massiewe ding, maar vir die Here is dit niks, as ons hom vertrou. Jou siekte, jou gesondheid, jou rekenings, jou bank, jou geld, jou kar, jou dit en dat, is all, everything. Well, Jesus is the answer. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord. En die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Word erger as die eerste. Sal dit ook wees met hierdie bose geslag, spreek die Here in Matteus 12 vers 45. Don't think because it happened then, it's not going to happen. Die woord van die Here is no, yesterday and forever. Nou, is nie wegval. Kom ons praat gou hieroor. Hebreërs 10 vers 1:32 sê, maar onthou, die vorige dae waarin julle verlig geword het, een groot lydensworsteling deurstaan het. Vir die ouens wat ek gedoop het eergister, het ek vir julle gewaarsku, ek het vir julle, I told you, when you go baptized and you accept Christ, don't expect an easy ride. Moenie dink dit gaan net smooth sailing wees nie. Satan is going to attack you from every angle that you will not believe. Van elke kant af. And sometimes begin hy sommer dadelik. And sometimes he'll wait 6 months. Sometimes we'll wait 6 years. Sometimes you will give him the time and the date when he wants to come and attack you. So you've got to be ready in Christ for these things. So die Here waarsku ons. Hy sê, die voorraad waarin toe julle verlig geword het, when you accepted Christ. You accepted Christ. En elkeen van ons het 'n ander journey. Elkeen van ons het 'n ander pad wat ons stap. Elkeen van ons. What do I learn from this? Wat leer ek van hierdie naweek? Wat leer ek van hierdie naweek? From the crucifixion tot waar hy opgestaan het. Wat leer ek? Wie wat is die skool? That I cannot play with this. Ek kan nie met hierdie speel nie. Ek kan nie speel met dit nie. Ek kan nie speel. I cannot play what he did for me. Ek kan nie. Ek het julle nou die dag vertel my journey. Tot waar ek op 'n punt gekom het wat ek nie wou nie. Ek wou nie hier kom staan nie. Ek kon nie voor mense praat nie. Ek het in 'n meeting gesit by my werk waar ek gewerk het. Dan sê hulle vir my, wil jy iets sê? Dan sê ek nee. I never participated. Dit is 'n gevoel of my tong so dik is. Ek kon nie. Wasn't human possible. Ek het die Bybel gelees nie. Dit was die Bybel, maar by my werk, ek het nie gepraat in die meeting nie. Ek het daar gesit, my bek vol tande, soos my ouma so sê. Niks nie. When I was baptized, op Moedersdag in my maand, toe ek onder die water gaan, toe sien ek 'n goue koets, en hy kom in die hemel so, en hy stop, en sy deur gaan oop, en ek gaan in daai koets in. I saw that's me. En toe ek daar uitkom, I wanted to talk about Jesus. Wil ek praat oor hom. Met die resultaat dat ek geen vriende oor gehad het nie. Een ou het eendag gesê, die ou dikskip het mal geword. Hy het mal geword.
by die werk. Ek by die voorblok was in die parties, gaan nie meer parties toe nie. What happened to you, man? Is jy siek? No, I've changed. I'm no longer I met my Christ. Ek het my Jesus ontmoet. Iemand stuur vir my nog daai jaar dat jy nog 'n groot foon gehad. Jy weet daai groot Motorola's so. Stuur my 'n SMS. Wat het met jou gebeur? Ek stuur terug. The big C happened to me. Dit was die laaste gesprek, nooit weer van daai persoon gehoor nie. Want ek het presies geweet wat beteken the big C. Jesus het my Christ happened to me. En van daar af het ek miljoene foute gemaak. Miljoene. Ons het miljoene foute gemaak. Miljoene. En ek is nie trots daarop nie. Maar I know as I know. I make a mistake. And I go back and I say, Jesus, forgive me. And I move away from that thing. He is faithful who has promised. Die woord sê so, hy is getrou wat beloof het. Kan nie speel met dit nie. Wat leer ek hier uit? That in Christ I'm a new creation. A new creation. Die ou skip, as jy vir my so kyk, sal ek na jou toe loop en sê, wat kyk jy? En voor jy my hand betap ek jou. Voor jy my hand moet. Hy was ook so. God changed you. God changed you. Hy verander jou. Hy verander jou. Wat ek het geleer? Wat Here weet die ding van Jesus uit. I cannot save myself. Jy kan nie jouself red nie. You need a Messiah. And there is one. And there will only be one forever. Jesus the Christ. Daar is nie iets anders, niemand anders. Daar is nie ander way nie. Daar is geen religion, geen kerk, geen pastor, geen preacher, geen rabbi, geen niks. That can't save you but Christ. Niks, niemand. Iets wat ek jou wil vra. Julle hoor al die woorde. Van julle het gegaan en 'n spyker daar gekap. There's one thing you must remember. Daar's een ding wat jy moet onthou. If we have sinned against God, not against man. Maar hier is die vraag. Het ek en jy, do we have godly sorrow for the sins? Het ek en jy goddelike berou? Goddelike berou vir wat ons verkeerd gedoen het. How many nights have you cried for the sins that you have committed? How many nights have you cried for souls? For souls, vir siele. Wat jy weet, nie reg is nie. How many nights? How many days? Jy sal weet, my te antwoord nie. Just vir jou ouens. Ek het vir 'n week op my knieë gestaan en gehuil, Here vergewe my. That's me. Ek het op 'n klip gestaan op die naweek en die man vir my gesê, ek gaan hierdie week vir jou bid. Ek het hele naweek op so in die gang gestaan, so op my knieë en ek het gehuil. En hy hele week, I cried. At God's sorrow for my sins. That the Messiah had to be crucified to save me. And you, for mankind. For mankind. Maar vandag is 'n blye dag. Vandag is die dag wat ons Jesus. Of is hier nog 'n Thomas wat nie glo nie? Dat sê nee, ek glo nie, uit opgestaan, ek wil hom eers sien, ek wil eers voel. Ek wil eers die gat sien waar die Roman hom gesteek het met die spies. Ek wil die gat in sy hande sien, dan sal ek glo. You'll see him one day. We can see him now. You can see him here, you kan hom hier voel, you kan weet hy's hier. You kan sien elke tree wat jy gee. You walk with him. And if you walk with him, he will walk with you. Hy sal met jou stap as jy.
Matteus 26, vers 26. We read. Matthew 26, verse 26, we read. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. Hy neem die brood. Matthew 26, verse 26. Baie maklik. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle as hy dit sê, neem, eet is my liggaam. Jesus die brood. Jesus die offer. Sien julle hoe werk dit saam? Is anybody that sees that? Hy sê ek is die brood van die lewe. Hy was die een wat gekrusified was. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, neem almal daaruit. Want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Nadat hy bloed gestort het vir sonde, hy het opgestaan en oorwin sonde. En al wat ek en jy moet doen is to follow him, to accept him, to live for him, with him. Dis wat ons moet doen. Dis wat ons moet doen. Jy sal weet waar is jy vanoggend. Jy sal weet. Jy sal weet. Jy sal weet. Weet julle wat doen hulle by ander instansies? Voor jy die nagmaal mag gebruik, moet jy eers 'n sekere ouderdom wees. En dan voor die nagmaal gebruik, moet jy eers aangeneem wees. Ja, al daai triks. Ek sê vanoggend vir jou, Jesus sê van die begin af, hy is die weg, die waarheid, die lewe. Ek sê vandag vir jou, hy is die brood. Ek sê vandag sy bloed vergewe sonde. Hy sê vir ons, bring die kindertjies na my. Maar ek wil ook vir jou dit sê. Hy sê, moet dit nie op 'n onwaardige manier doen nie. Do not do this thing on an unworthy day. Dit beteken, hy sê, moenie jou offer na die altaar toe bring as jy iets teen jou broer het nie. Fix it! Maak het reg! Fix it! Wat wil jy? Jy weet ek wil jy nie? That's what Jesus wants. Jesus wants. En ek het al van julle van dit gesê, I had to forgive my father. Na 51 jaar. Wat hy dit is om vergewe het before I could go on with Jesus. 51 jaar en het my was het, I hated him. God said, now I shall not hate. En tot ek hom vergewe het, want God sê, eer jou vader en jou moeder. That's what God says. Dan sê hy him. Ja, hier ek sit volgens hierso, daar is miskien iemand in jou lewe, that you hate us. Iemand wat jy nie kan vat nie. Iemand wat jou weggegooi het toe jy 'n kind was. Whatever. God says forgive. As hy, die almagtige God, if he is willing to forgive a sinner like me, who am I not to forgive? Who am I? Wie is jy? As hy bereid was om aan die kruis te gaan, te sterf vir ons sondes, en my, moenie dink, ek is beter waar afgewees as wat hy was. In ons huis nie. We all sinners. Dis die same. That's why hating him was the biggest sin. For what he did. Vra jou volgend, is daar iets is wat jy terughou van Here af? Give it to Jesus. Give it to Jesus. Hoe langer jy daar gaan vashou, you will be the slave of that. Jy word die gevangene in die gevangenis van daardie mens. Samuel sê welgesalig is die man. Hy sal wees so 'n boom wat geplant is daar die waterstrome, en hy sal sy vrugte gee op die regte tyd. That's what Psalm 1 says. He will give you fruit. Right time. Maar op het geplant wees, langs die waterstroom. Sy naam is Jesus. Dan gaan jy uitnooi, kom daar na die tafel toe. Jy kan as 'n gesin kom, vat jou broodjie, vat jou glasie. You can go anywhere. It's time with Jesus. Jy kan terugkom
En as jy 'n spyker ingeslaan het en jy voel daar's nog een, dan kom slaan jy nog een in. No problem. Maar ek nooi jou uit. Want Jesus vra jou vanoggend, wat is in jou lewe wat jou weghou van hom? Maak dit reg. In Jesus naam. Kom ons sit so ons bid saam. Here, mag dit wees dat in hierdie pragtige dag, this day, O Lord, with you have risen from the dead. God, your word says, hy sê, Here, jy sê die woord, you came for the one that went astray. Vir die een, nie die 99 wat ook al is die Here, for the one, there is one. The sacrifice of our Jesus was worth it. Dis hoe ver dit sny. Mag dit so wees, Here. Dat ons die lig sal sien. And the people sit in darkness. And then they saw the great light. Mag dit so wees. In Jesus naam. Amen. Van die seën van die Here. Dan gaan jy in vrede en hierna gaan jy nagmaal toe kom en jy gaan jou nagmaal of met jouself of met jou family of met jou vriende. Wie is jou taak? Okay. As jy klaar is, kom ons almal terug. En hier bly sit, en go outside, wiewer, dis hoe is. Swang die seën van die Here vanoggend. Op hierdie pragtige Sondag. Pragtige Sondag. Pragtige Sondag. Sondag wat as jy kyk deur die geskiedenis, dan sien jy, daar was Paasfees gewees, en dan kom jy weer by Paasfees, en dan jy look back en sê, wow, hierdie ou is nie meer met ons nie, hy het afgesterwe, hierdie persoon is nie meer, he passed away. You see that, you see the history. These new cell phones bring the history, en sê, wow, hierdie ou is nie meer nie, hierdie ou is nie meer nie, hierdie ou is nie meer nie. You see that, the computer tells you now, and I wonder myself. Van die seën van die Here, en gaan ons lees, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die is gebore uit die dode, en die owerstes oor die konings van die aarde, van hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaak het, konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom kom toe al die eerlikheid, tot in ewigheid. Amen.